Maar Nikkie, jy het nou iets baie mooi gesien hierso by Erika, wil jy vir Erika 'n boodskapie stuur, vir Erika en Christo? Ja, ek hoor sien Christo raak na hartseer oor sy weermag daar. Dit is baie belangrik vir doppies ook, dat die ouens wat in die weermag was, voel deesdae, hulle behoort nergens nie, hulle is nie meer belangrik nie. As militêre veterane is julle vir ons baie belangrik en ons hoor graag van julle. Ek wil ook afsluit met 'n storie van my man het pasiënte gekonsulteer en hy sien hierdie kort mannetjie wat hy sit met die kakie hoedjie en die sokkies, hy sokkies met die kam in. Julle weet hoe lyk dit in die kortbroek, maar hy is nou te besig want hy's 'n lang rydienspligtiges wat hy moet konsulteer. Hy begin konsulteer, hy gaan uit en hy sien weer 'n pasiënt, hy sien maar die mannetjie sit nog die hele tyd hierso. Hy besluit toe nee, maar hy gaan die ouer persoon daar nou net akkommodeer. Die dienspligtiges is mos jonk, hulle kan ons maar wag, maar hy sien hoe beduie die troepe vir die man en beduie en hy hoor nee oom, die opleiding, oom, die kos is verskriklik en die korporaal, hy maak vir ons dood. Hy hoor hierdie oom gesels land en sand en hy stap toe nou om die ouer persoon te gaan kry en hy kom by die persoon en toe die persoon opkyk, hy sê generaal Viljoen, wat maak jy hier? Hy sê nee dokter, ek kom nie siek rapporteer. Hy sê nou vir wat sê jy nie vir my jy's hier nie? Nou wag jy die hele tyd, is mos nou onnodig. Hy sê nee dokter, hy was mos 'n nederige groot man. Hy sê nee dokter, ek sal wag. Hy sê nee kom jong, ek sien jou sommer nou. En hy sien toe die generaal en toe die generaal uitkom, dat die generaal apteek toe moet gaan vir sy pille, toe is hy hele gang leeg. Toe is daar nie 'n troep van 'n dag oud nie. Hy sê, generaal, jy moet elke dag kom kuier, ek sal elke dag 10 uur klaar gewerk, die hele gang is dan nou leeg. Hy sê, nee, maar ek moet nou gaan, ek het baie werk nou. Sê, ek weet nie wat ek op 'n raas het pak gekry nie, ek weet nie wat is met die opleiding aangespreek nie, maar daai troepe wat so hard uitgetrek is, die generaal het alles gaan verifieer, wat is die tipe mens wat hy was. Ja, ek kan ook getuig van generaal Viljoen, is dat toe ek nou by die weermagvereniging aangesluit het, en dis nou al in 2020, toe het hy nog my sertifikaat geteken. Oh, wonderlik. En dis nie lang daarna nie wat hy oorlede is. Ja. So dis my eintlik nou iets baie trots dat ek nog kan sê, hy het my sertifikaat geteken. Ja. So ja, iets baie mooi. Generaal Constant Viljoen was natuurlik in die nuwe Suid-Afrika, maar ook op politieke gebied het hy ook 'n groot rol gespeel om vir sy mense te veg. So ja, Nikkie, dis tyd vir ons om te groet. Laat aan kuier saam met doppies vir Woensdag aand vanaand. Dit was heerlik om jou hier te hê. En ek wil vir jou baie dankie sê ook dat jy vir ons al hierdie oulike weermag stories vertel het. Ons gaan al hierdie stories edit en ons gaan hulle op YouTube gooi en ons gaan vir julle vertel daarvan. So Nikkie, wil jy graag vir die mense groet en dan kan ek vir jou ook groet. Dan wil ek sê dankie doppies weer vir die geleentheid en julle onthou net dat daar's mense wat lewens verloor het, nie almal het teruggekom nie. En ons het 'n gemeenskaplike belang om te sê dat those legends must never be forgotten. So die wat nie teruggekom het nie, hou hulle in julle gedagtes en kom ons maak hulle die legends wat hulle is, saam met die wat teruggekom het, want baie het met baie beserings teruggekom, was baie posttraumatiese stres en al daai goed neem ons kennis van, maar laat ons net aangaan om die legendes te eer, want ons het 'n verpligting teenoor hulle. Dankie. Ja, Nikkie, baie dankie vir die pragtige boodskapie. Ja, julle kan gerus, die Suid-Afrikaanse Weermagvereniging, julle kan gaan, daar's 'n webtuiste, so jy kan net gaan Google, as jy meer wil uitvind. Vertel van jou geliefdes, jou broer of jou suster of jou pa, wat tot 1994 in die weermag was, en dan kan jy 'n bietjie meer uitvind daar. En as hy die behoefte het om saam met sy mense te kuier, die weermagvereniging sal vir hom daardie behoefte, of daardie plek gee waar ons lekker kan saam kuier. So Nikkie, ek wens vir jou 'n lekker nagrus toe, baie dankie vir die lekker kuier, en ek hoop ons kan gou weer saam kuier. Baie dankie dat jy gekom het. Ons maak vir dankie. En almal van julle daar wat saam geluister het vanaand, saam gekuier, baie dankie.